Ons lees die oordenking vir 13 Mei uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vanoggend is Isin. Ons teksvers kom uit Psalm 24 vers 1. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Slegs 'n persoon wat besef dat alles van God afkom en dat hy self ook sy bestaan aan God te danke het en aan hom behoort, kan sy lewe heeltemal aan hom oorgee. Die Skepper-Koning word dan so 'n persoon se herder en sy intieme metgesel. In Psalm 24 beleef Dawid die God van ver en die God van naby. Hy staan in die teenwoordigheid van die groot Ek is, die gans andere, die allerheiligste en onaantastbare Elohim. Maar hy ontmoet ook vir Jahwe, die Here in wie se teenwoordigheid hy vreesloos mag kom, die een vir wie die tempelpoorte oopswaai. Dawid ervaar tegelyk God se absolute heerskappy, maar ook sy vertroude nabyheid. Hy is volledig beskik. Hy is God se geliefde. Cynthia Bogiald skryf dat vreugdevolle eenwording met God nie sommer net so plaasvind nie. Dit gebeur meestal na 'n pynlike stroping en 'n suiweringsproses. Dis 'n tyd van oorweldigende angs en sielsverlatenheid. In Engels algemeen bekend as the dark night of the soul, die donker nag van die siel. Die bekende geestelike Richard Rohr noem hierdie sielsverlate gevoel 'n reis. Langs die pad raak jy ontslaaf van alles waaraan jy so krampagtig vashou. Jou eie wil, jou ongeduld wanneer God talm, en kitsoplossings wat jy sommer self uitdink. Jou onvermoë om skiet te gee. Eers wanneer jy volledig by hom tot rus kom, ervaar jy die gewigloosheid van ware oorgawe. En dan kan jy verder as jou eie klein bestaan kyk. Dan kan jy soos Dawid uitroep, die aarde en alles wat daarop is, alles behoort aan die Here. Here, my God, U hou die hele skepping in U hande. En dankie tog ook vir my. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.